Hallo almal en vandag gaan ek gesels met julle oor 'n baie lekker aspek en dit is camera raw. Ek het redelik al gesels oor die feit dat raw foto's is gewoonlik by verstek 'n bietjie dowwer as gewone JPEGs. Die blote rede is dat jou kamera 'n JPEG reeds interpreteer en helderder maak en kontras gee, terwyl 'n raw foto is die rou data waarmee ons werk. Nou wat ek hier het is 'n foto wat ek nou net oopgemaak het. Ek het gedubbelklik in Bridge en toe maak hom oop in Camera Raw. Die rede daarvoor is dit is 'n foto wat in Camera Raw geneem is. Canon se uitgang is CR2 as jy hier onder die foto kyk. Nikon se sal NEF wees en so sal elke kamera sy eie formaat Camera Raw het. Nou, wat baie interessant en lekker is van Camera Raw is jy kan die foto dadelik gaan save, maar dit gaan ons nie nou doen nie. Die foto is baie groot. Julle sal sien ons is net tans op 14% van hierdie foto se volle grootte, so ons kan hom lekker opblaas later. En dan belangrik vir my is, onder aan die foto, so julle sien is daar so, ek wil amper sê hyperlink, skakel waar as jy jou muis afbeweeg, word hy hand, en as jy dan klik, wys hy vir jou in watter kleurspasie werk jy, op hierdie stadium Adobe RGB, ons gaan later in 'n ander les gesels oor kleurspasie, hy is 8 bits per kanaal, maar vir my die belangrikste ene, die size. As jylle daai pyltjie afdruk, so jylle sien, daar is 'n klomp sizes wat kleiner is, dan is daar een wat geen minus het nie, en dan die onderste een het 'n plus by. Die een wat nie 'n minus of plus by het nie, dis jou kamera se standaard grootte, en dis miskien die ideale plek om vanaf weg te trek. So ek gaan net okay sê, en al wat ek nou gaan doen, ek gaan kyk na die eerste skerm in Camera Raw, en wat handige funksies daar is. Die eerste, waarskynlik handigste funksie is hierdie histogram hierbo. Nou gaan kyk na hierdie histogram, dan sien jy al die data van jou foto. Aan die linkerkant is die donker gedeeltes, en aan die regterkant is die wit gedeeltes. Jy sal sien daar selfs rooi, groen, blou merkies wat sê dis waar daar blou is, rooi is, groen is. Hier is egter dadelik 'n probleem. As jy fyn oplet, sal jy sien daar aan die regterkant is dele wat spierwit is. Ek bedoel, kom ons kyk, daar is die top van die linkerkantste histogram en daar aan die regterkant spring hulle sommer uit. Nou julle sal ook sien, daar is links en regs 2 klein driehoekies en as ek op die regterkantste driehoekie gaan klik, dan kom daar 'n rooi vlaag oor my foto en dit is waar Camera Raw vir my sê, hier Ignou is jou foto uitgewas, dis spierwit, daar is geen data nie. Ek kan gaan kyk aan die linkerkant en dan sal hy vir my blou wys, daar is gelukkig nie nou vreeslik wat daar te paard gaan nie. En nou, hoe is hierdie foto geneem? Sommige vir interessantheid, julle sal sien op die foto, net onderkant die histogram is bietjie metadata, wat sê is F22, die rede is die lensopening moes so klein as moontlik wees, want ek wou natuurlik hier die water moes blur, maar daar was 'n dilemma gewees, die lig was helder bo, en dis wat veroorsaak het, dat toe ek op F22 is, op 2 sekondes, het die helder lig oorbelig. Nou, kom ons gaan kyk wat is die moontlikhede van wat ek kan doen. Die eerste ding is ek kan na exposure toe gaan. As ek na exposure kyk, die dilemma wat ek het is, as ek my exposure lig, gaan ek alles verder lig maak. As ek dit sak, gaan die donkerste gedeelte nog donkerder word. Kontras gaan ek nie nou aandag aangee nie, ek gaan kyk na highlights. Nou baie interessant van highlights, die vorige weergawe is voor Photoshop CS6, as jy die highlights slider getrek het na regs, dan het hy die highlights minder gemaak. Ons kon amper gesê dit was highlight recovery, so wees versigtig, as jy CS543 of 2 het, trek hom na regs, om dieselfde effect te kry wat ek nou gaan kry, deur hom na links te trek. Nou wil ek met julle fyn dophou, daar die wit lig bo kan die boom. Die oomblik wat ek die highlights aftrek, sal julle sien, daar kom 'n blou skynsel. Met ander woorde, let op, daar is gedeeltes wat nog wit is, maar hy is nie meer in hierdie histogram so spierwit nie. Die skaduwees gaan ek nie nou meer karring nie. Die wit kan ek ook 'n entjie aftrek, dat dat nie spierwit is nie. Ek gaan hom so entjie aftrek, en dan kan ek nou teruggaan na die foto toe. Ek kan natuurlik net hier op die minusie klik om hom weer heeltemal te kan sien, en nou sien julle sien, linksbo byvoorbeeld is dit baie duidelik dat daar 'n paar wolkies wat nie voorheen gewys het nie nou wys. Ek gaan dit deur op die highlights te dubbelklik, so julle sien dis hoe wit hy was, en deur hom net weer af te trek, so julle sien daar kry hy so bietjie meer kleur by. Let op, ek het gewerk van bo af, waar die histogram vir my die aanduidings gegee het. Ek het die temperatuur en tint nog nie gespeel nie, ek wil nou daarna kyk. Exposure
kon ek nie nou aanwend nie, want hy verander alles word ligter of donkerder wanneer ek daai slider skuif. Kontras gaan die witste dele probeer witter maak en die swartste dele swarter, of die ligste dele ligter en die donkerste dele donkerder. Highlights het ek teruggetrek, want daar was te veel. Shadows het ek uitgelaat, ek kan die shadows natuurlik minder maak of meer maak, laat die skaduwees donkerder of ligter is. Whites het ek teruggetrek, want dit was daai hele klompie wit gedeeltes wat daar so is. Met die swart het ek nie nou gekarring nie. As ek 'n bietjie meer helderheid wil hê, kan ek met clarity so bietjie werk, maar ek gaan clarity later verduidelik. Let net op, as ek hom trek, dan sê julle sien, die foto word so effens ligter. Maar vibrance is vir my baie lekker ene, want wat vibrance doen, hy bring die ondertone van kleure na vorentoe. Nie te veel nie, maar net genoeg, want saturation bring, ek wil amper sê, die helder kleure maak hy helder, waar saturation, kom ons maak om ons oor satureer, ons sien julle die foto kry so halwe fairy tale type van ding, maar te veel, verstaan, so saturation oordoen dit, waar vibrance, kan ek om 'n hele entjie optrek, sonder dat ek te veel verloor. So ek kan met vibrance my kleurversadiging bring, en nou, ek kan die white balance gaan verstel, of dan white balance het mos maar met die temperatuur van jou foto te doen. Nou let op, ek kan hierdie foto laat koeler lyk, met ander woorde, as ek daai kant toe gaan, dan is hy baie koel, of ek kan sê hierdie foto is in sonlig geneem, en nou is hy sommer heel wat beter. So kan ek, en temperatuur het toch 'n indruk op, as ek daai foto sien is dit half koud, as ek daai foto sien is dit half warm, en so kan ek met temperature speel. Nie een van die verstellings wat ek gemaak het my oorspronklike foto beskadig nie. Hierdie verstellings in RAW is blote verstellings, en as ek nou sê dan vat hy, ek kan amper letterlik sê, dan doen hy dit, sonder om die beeld oop te maak in Photoshop, of ek kan hom in Photoshop oopmaak. As ek hom in Photoshop oopmaak, en ek save hom met 'n ander naam, is my oorspronklike nog steeds gered, en dan die belangrikste gedeelte is, as ek hom toemaak, ek kan dan sê, en ek maak weer daardie foto oop, is al my verstellings nog steeds daar, my foto se oorspronklike is nog steeds daar, en ek het geen probleem nie. Dis wat Camera Raw 'n ongelooflike lekker aspek maak, verloor geen data nie. So wat ek gedoen het, ek het in hierdie les net gekyk na die eerste skerm van Camera Raw, 'n ongelooflike lekker speelplek, en een van die redes hoekom 'n mens foto's in RAW neem is, jy kan soveel detail terugkry, wat verlore kon gegaan het vroeër in jou foto. Wel, jy moet lekker speel.